aanbid U weer eens in die wonderlikste naam van alle name, ons Yahweh Elohim en sy seun, ons Yeshua. Daardie perfekte lam, wat vir ek en jy geslag is. Daar waar ons nou ook op die voorhand is van Pesach. En ongesierde brood. Dit is my gebed dat ons Yaruach U sal leer en lei in hierdie wonderlike dinge. Geliefdes, ek wil graag vir U vandag met U praat oor 'n boodskap van hoop. U weet, as ek en jy in hierdie wêreld rondkyk, dan besef ons net hoe absoluut eintlik daar geen hoop is. Daar nie 'n verwagting is van beterskap nie, wat dit ook so is. Afgelope tyd het Eskom sê nie hy het beerdkrag nie, en hy sê nie hy dit nie, maar hy het soveel onderbrekings, dat dit al ek en jy se tyd in beslag neem, hoe om deur hierdie periode te kom. As jy ry, dan sien jy op die straathoeke mense staan in bedel. As jy in die hospitale kom, dan sien jy die verval in die hospitale. Dat jou gebed moet net wees dat 'n dierbare van jou nie in 'n hospitaal beland nie. Jy sien die armoede op mense se gesigte. Jy sien hongersnood. Jy sien slaggate. Jy sien al hierdie dinge. Want weet U, my volk het nie hoop nie. My volk het nie hierdie verwagting. En ons kan maar sê, dis hierdie omstandighede, geliefdes, waarin ek en jy lewe. Maar weet U, as ek en jy hierdie hoop moet koester, wat in hierdie woord vir ek en jy opgeteken is, dan is daar hoop. Dan is daar 'n verwagting van Yeshua, wat op die wolke gaan kom, wat vir ek en jy van die toekomstige toring sal verlos. Nie net dit nie, wat vir ek en jy 'n beter en 'n volmaakte lewe kom gee. As jy met mense praat oor die wegraping of soortgelyke dinge, dan stry hier 'n ou met jou en daar 'n ou met jou. Maar as jy met hom praat oor die 1000-jarige vrederyk, daar die beste nuus nog ooit in die woord van Jahwe, dan bly hulle stil, want hulle weet nie van die 1000-jarige vrederyk. En soos hier die volk van my vasgevang, soos daar in 2 Konings 7, ek dink. Geliefdes, nee, 2 Konings 6, en ek wil hê jy moet dit graag gaan lees. Ek gaan net vir die agtergrond gee omtrent hierdie gebeur. En die opskrif van hierdie gedeelte is die beleg en wonderbaarlike verlossing van Samaria. En ek en jy kan dit maar sê, die verlossing en die beleg van Suid-Afrika, waar ek en jy geen sê meer het, waar ek en jy net kan maak net wat ons wil. Mense maak wat hulle wil. Ek en jy het geen mag nie hieroor in hierdie land. Maar een ding wat hulle nie van ek en jy kan wegvat nie, is ek en jy se geloof en ek en jy se hoop in die Allerhoogste, Yahweh Elohim. En ek en jy se beloftes wat Yahweh vir ek en jy gegee het, want hy sal dit altyd tot uitvoer bring. Maar hierdie volk word daar in Samaria, die hoofstad van die 10-stammeryk, vasgedruk. En hierdie mure en hekke is so stewig, dat hierdie volk sit binne in hierdie ding. Geliefdes,
En hierdie Arameërs kom net en hulle het om hierdie stad vergader. En niemand kom in nie en niemand gaan uit nie. Soos dat hulle rustig en jy kan amper sê en hou hulle partytjie daar buitekant. Terwyl hierdie volk binne in hierdie stad begin hulle eie kinders te eet. En jy ken hierdie storie van waar die koning op die muur gewandel het. En hierdie vrouens roep na hierdie koning en hulle sê maar hy antwoord hulle hierdie koning. Hy sê as Jahwe jou nie help nie, waarvandaan moet ek jou dan help? Van die dorsvloer of van die parskyp? Verder sê die koning vir haar, wat is dit met jou? En sy antwoord, hierdie vrou het vir my gesê, gee jou seun dat ons hom vandag eet, dan kan ons môre my seun eet. So het ons dan my seun gekook en hom geëet. Maar die volgende dag, toe ek vir haar die volgende dag sê, gee jou seun dat ons hom kan eet, het sy haar seun weggesteek. En toe die koning die woorde van die vrou hoor, nou moet jy baie mooi oplet, geliefdes, skeer hy sy klere, terwyl hy op die muur verder loop. En geliefdes, hierdie omstandighede in hierdie land, maak dat mense hulle klere skeer. Maar weet jy wat het vir my opgeval van hierdie toe hy sy klere skeer? Toe het die mense gesien hoe daar 'n roukleed onder op sy liggaam was. Met ander woorde, hy het hierdie rou gevoel, hy het hierdie absolute druk het hy ervaar. Maar hy het dit nie gewys vir mense nie, hy het sy kleed oor hierdie roukleed gedra. En so maak hierdie volk vandag nog, hardloop hulle deur na Amerika toe om daar hulp te gaan soek. In plaas om net te wys, maar kom ons kry hierdie rouklere van ons aan, en ons kom in rou en in sak en as voor die lewende Elohim, en bely hierdie sondes van hierdie volk, en keer terug na hom toe. Wat geliefdes, oral in die woord, kom die woord, en die woord sê, ek het my gebooie, my insetting, my verordeninge vir jou gegee. Hoekom? Sodat jy daardeur kan lewe. Hoekom lewe my mense? Want hulle hou nie die gebooie, die insettinge en die verordeninge van Vader nie. Hulle hou nie sy feeste nie, daar waar ons nou staan op die vooraand van Pesach. Waar Jahwe kom daar in Levitikus 23 en hy sê, maar dit is my feeste, wat julle moet hou. Nie jou feeste op jou manier nie, sy feeste. 'n Opdrag wat Jahwe vir ons sê. Hoekom, geliefde? Sodat ek en jy daardeur kan lewe. As ek so kyk na al hierdie gebeurtenisse in hierdie land, ek wil nie praat oor kinders nie, geliefdes, ek wil nie praat oor die ellende van my mense nie. Ek wil nie praat hoe dit in ouer huise gaan nie, hoe dit in hospitale gaan nie. Nee, ek wil met u praat, geliefdes, oor hierdie bekering wat ek en jy moet ondergaan. Wat ons 'n terugkeer na Jahwe toe kan gaan. Dis hoekom ek so ernstig was oor geloftedag. Daardie terugkeer, daardie hoop, wat ek en jy het gesien, hoe Jahwe ons kan uitred. En toe die koning verder gegaan en weet jy wat wil hy doen? Hy wil vir Elisa doodmaak. Want jy sien, daar's altyd iemand anderste wat die fout moet maak. In plaas van dat hy hierdie volk tot bekering sal laat kom. Jy onthou daar in Nineve, toe Jona hierdie 40 dae reis in hierdie stad gevat het, 3 dae reis deur die stad, en hy die mense gewaarsku en gesê, oor 40 dae gaan Jahwe hierdie stad verwoes.
En die koning het ag gegee daarop, toe dit by hom uitgekom. En die koning het verander. Met ander woorde, hier die leiers van ons. En weet u wat pla my geweldig is, my volk bly stil. Hulle leiers, die predikante, die pastore, swyg oor hierdie dinge. Hulle weet hierdie dinge, wat hulle het 'n roukleed onder hulle klere aan, maar die mense sien dit nie. En die koning wil hier die profeet gaan doodmaak. En dan kan jy maar verder gaan lees daarvan vers 31 af, tot die einde toe. Maar vers 7, toe hy daar by die koning by Elisa kom, sê Elisa, hoor die woord van Jahwe, spreek Jahwe. Môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fynmeel 'n sikkel en 2 mate gas 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Maar die adjudant op wie se arm die koning geleen het, antwoord die man van Elohim en sê, al maak Jahwe ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. En hy sê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar daarvan nie eet nie. Hoor jy, wat sê hierdie adjudant? En so dit vandag nog in hierdie land, kan Jahwe dan vensters maak in die hemel? Kan Jahwe hierdie omstandighede van hierdie volk verander? Want daar sê 2 Petrus 3, kom hy en hy sê, aan die einde van die dae sal daar spotters kom en sê, maar waar is die wederkoms? So gaan hierdie volk van my en hulle leiers aan. En sê, maar kom ons vind net kompromie met hierdie mense. Hoor u? Dink u dat Jahwe hierdie omstandighede van hierdie wêreld kan verander? Never mind Suid-Afrika. Ja, geliefdes, hy kan. En hy kan jou omstandighede verander, mits jy glo dat hy dit kan doen. En dan jy ken hierdie geskiedenis van hierdie Malaatse manne wat toe uitgegaan het daardie nag na die laar van die Arameërs toe. En toe hulle sê, wat sal dit ons baat? Kom ons gaan na die laar van die van die Amalekeërs toe. As hulle ons kry en maak ons dood, dan is dit goed so, want by nie gaan ons dood gaan van honger. En toe hulle by die eerste tente kom van die eerste buitelaar, toe kry hulle niemand nie. En het in hierdie tent gegaan en klere en goud en silwer uitgehaal en kos, en hulle het dit geëet en hulle het hier die goud en silwer gaan begrawe. Want jy sien hier die manne wat Malaats was, sy naam was Gehazi en sy seuns. En jy kan maar net verder gaan lees hoe Haman aangekom het daar by die profeet en gesê het, daai klein dogtertjie vir hom gesê, daar die wonderlike getuienis, maar daar is 'n man in Israel wat my Heer kan genees. En toe die koning hom na die koning van Israel toe gestuur, en ons ken daar die geskiedenis waar die koning absoluut sommer net met hom deur gepraat het. En ek wil vir u vra, geliefdes, dat u dit toch maar gaan lees en gaan opsoek. Maar toe hy uitgekom het daar by Elisa, en Elisa dit geweet het, en nie eens uitgekom het na hom toe nie. En weet u, hy sê vir Gehazi, gaan sê vir hierdie leerowerste, gaan duik 7 maal in die Jordaan, en kyk, jou melaatsheid sal van jou wyk. En so het dit dan ook gebeur, maar hierdie leerowerste, hierdie generaal was briesend kwaad, en hy sê, het ons nie beter riviere daar in Sidon nie. As jy sê pres en nie beter daar.
toe sê sy manskappe vir hom, maar probeer dit net. En hy het dit gedoen en hy het gesond geword en hy het omgedraai na Elisa toe. En hy sê, wat moet ek alles vir jou gee? En hy sê, man, ek wil niks van jou hê nie. En daardie man het toe op daardie stadium het Elisa omgedraai. En hy het hierdie leerowerste weggegaan. Maar Gehazi het omgedraai en na die leerowerste toe teruggegaan sonder die wete van Elisa. Wat jy sien, geliefdes, hy was geldgierig, hy het gesê, nee, hy lieg oor hierdie ding, en so maak my volk vandag nog, so maak hierdie diensknegt van die profeet, want hy weet, hy kan dit nie vir die profeet sê nie. My Here het gesê, jy moet vir my soveel kledingstukke gee, en jy moet soveel wat vir my gee, goud en silwer, en het omgedraai en dit vir hom gegee, en het verder gegaan genees. Toe Gehazi daar aankom, toe ken ons nou al daar die spreekwoord wat sê, van waar Gehazi? Hy sê, het ek jou nie gesien, omdraai agter daar die leerowerste man aan. Want kyk daar, die melaatsheid, wat op hom gekleef het, sal op jou en jou kinders kom. En dit is hierdie manne, wat by hierdie laag kom. En hulle doen presies dieselfde weer. Hulle vat klere, hulle vat goud en silwer, en gaan begrawe dit. Hepsig. Wat my volk wil, was net meer en meer en meer. Maar toe kom die Gees en die Gees sê vir hulle, maar dis nie goed, dit wat ons nou maak nie. Dis beter vir ons, dat ons teruggaan na die volk toe, na die koning toe, en vir die koning vertel wat hier gebeur. En toe hulle daar by die koning, by die hekpoorte kom, toe sê die, en dit laat weet vir die koning, toe sê die koning, weet jy wat, hierdie Arameërs wil net hê, ons moet uit hierdie, die hekke oopmaak. Dan lê hulle ons voor daar. Dis hoekom hulle hierdie melaatses gestuur het. Maar die nood is so hoog, dat sy manskappe sê vir hom, maar my koning, kom ons stuur net 'n strydwa met perde, dit wat ons nog oor het, uit, om te gaan kyk en te bevestig, is dit dalk nie waar? Want weet u, geliefdes, en hulle dit gedoen, en toe hulle dit gekry het, jy kan maar verder gaan lees, hoe dit gebeur. Want jy sien hier, die profeet van Jahwe sê vir die koning, kyk, môre, sulke tyd, sal 'n maat fynmeel 'n sikkel, en 2 mate gas 'n sikkel kos, in die poort van Samaria. En so ken ek en jy daar die geskiedenis verder, en die volgende dag was dit so, en die koning stel hierdie ouetjie aan, hierdie adjudant wat dit gesê, daar by die poort, want hy moet die mense beheer. En hy sê, want toe die man van Elohim met die koning gespreek en gesê het, môre omtrent sulke tyd sal 2 mate gas 'n sikkel, en 'n maat fynmeel 'n sikkel werd wees, in die poort van Samaria, het die adjudant die man van Elohim geantwoord en gesê, al maak Jahwe ook vensters in die hemel, sou so iets kan gebeur. En hy het gesê, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. Is u daar die adjudant? Is u daar die man wat hierdie profesie van hardhorendheid wil uitstraal? Daardie van ongehoorsaamheid, daardie van ongeloof. En ek en jy ken die verhaal verder, hoe hy vertrap is in die laar, en daar in die poort, en het hy gesterwe. En ek en jy kom in hierdie selfde omstandighede in hierdie land. En geliefdes, dis met hartseer dat ek dit vandag vir u moet sê.
maar my volk het geen geloof. En luister wat sê die woord van Jahwe, daar in Romeine 4. Hy wat Abraham is, het hier die belofte gekry. En hier die belofte was vir hom so werd, omdat dit van Jahwe afgekom het. En so kom Jahwe elke dag deur sy woord en kom gee vir ek en jy hier die beloftes. Want u het my laat hoop, sê Psalm 119 vers 49. En u beloftes, dis wat my lewend hou, sê die woord van Jahwe. En Jahwe het gesê, kyk, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Jahwe het gesê, maar weet jy, dit sal so oorvloedig wees, julle gaan vir 1000 jaar lewe, sonder die inmenging van die Satan. Want daar gaan nie meer armoede wees nie, daar gaan nie meer siekte wees nie. En daar dieselfde belofte, wat Abraham gevat het hy dit in geloof gedoen. Hy het teen hoop op hoop geglo dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Wat jy sien, geliefdes, Abraham het Jahwe geglo. En hy sê daar in vers 20, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van Elohim getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan Elohim die eer gegee. En was ten volle oortuig dat hy ook die mag het om dit te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Want daarin, ek dink dit is in Jeremia 30, sê Jahwe verreken vir jou geliefdes. En moet ek en jy miskien maar net daarna bietjie gaan kyk. Kom hy en hy sê verreken vir jou, dat aan die einde van hierdie dag, waarin ek en jy nou is, jy kan dit maar gaan lees, daar in Jeremia 30, vers 24, die toorngloed van Jahwe sal nie afgewend word nie, totdat hy uitgevoer het, en tot stand gebring het, die raadslaag van sy hart. Aan die einde van die dag sal julle dit verstaan. In die tyd, spreek Jahwe, Jeremia 31 vers 1, sal ek vir al die geslagte van Israel 'n Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Die volk van diegene, wat van die swaard vry geraak het genade gevind in die woestyn, op weg om sy rus te geniet, naamlik Israel. Hoor jy wat sê die woord? Glo jy die woord? Want dit is ek en jy se hoop. Daar die belofte van hoop, wat ek en jy behoort te hê. Maar as ek so my kyk, dan sien ek ongeloof. Want jy's 'n koningskind, jy moet nie by die straathoek betel nie. Wat as daar dinge in jou lewe verkeerd is, moet jy vir Jahwe gaan vra, maar wat is verkeerd in my lewe? Hierdie volk moet 'n terugkeer na hom toe maak, en hy sal vir ek en vir jou uitred. Want so seker is wat ek nou hier met jou praat, so seker gaan hy alles laat gebeur, dit wat hy in hierdie woord van hom gesê het. En daardie tyd is nou, geliefdes. Daardie wonderlikste erfenis wat vir ek en jy voorlê. Wat so wonderlik is, dat die menslike verstand dit nie kan pyl. Daarom sê Micha 4 vers 1, en aan die einde van die dag sal die berg van die huis van Jahwe vasstaan op die top van die berg en verhewe wees bo die heuwels. En die volke sal daarheen toestroom, en baie nasies sal heen gaan en sê, kom laat ons optrek na die berg van Jahwe, en na die huis van die Elohim van Jakob, dat hy ons in sy weë kan leer, en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan, en die woord van Jahwe uit Jerusalem. En dan sê Jahwe, en hulle sal van hulle swaarde pikke smee, en van hulle spiese snoeimesse,
Nie meer sal nasie teen nasie die swaard ophef nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te voer nie, maar hulle sal sit, elke een onder sy wingerdstok, en onder sy vyeboom, sonder dat iemand hulle verskrik, want die mond van Jahwe het dit gespreek. Glo jy die woord, geliefdes? Glo jy dat die mond van Jahwe hierdie wonderlike dinge vir ek en jy gespreek? Dan is daar in hierdie tyd van Pesach vir ek en jy vergifnis. Lê dit vir ek en jy opgeteken. Maar dan moet ek en jy dit nie deur ongeloof tot niet mag nie, maar wel deur geloof. Want Hebreërs 11 vers 1 sê, jy kan dit self gaan lees. Die geloof dan is 'n vaste vertrou op die dinge wat ons hoop. Die dinge wat ons nie sien. Sien jy dit? Wat ons nie kan sien. En ek vra vir u geliefdes, dat u hierdie dinge asseblief sal glo. Want daardie tyd is naby. Dit is nou 'n tyd vir nie meer draadsit nie, maar 'n volle keuse te maak, of vir Jahwe of teen hom, of vir hierdie wêreld of vir die ewigheidslewe. Die keuse bly joune. Shalom.